Nou ja, 'n spesiale aand van lof, aanbidding en gemeenskap is op pad na Pretoria met die nuwe Lof Aanbiddingsfees hierdie Sondag 31 Mei. Ons gesels vanoggend met Retief Burger en Reinhard Smit oor hierdie besonderse nuwe projek en wat mense kan verwag. Hartlike goeiemôre manne. Môre. Baie lekker om julle hier te hê. Retief, ons het mekaar ook lanklaas gesien. Dit is so, ja, die lewe stap aan, hè. Ja, maar ons word al hoe jonger, al hoe jonger. Absoluut. Nee, absoluut. Nou, sê gou vir my, menere, vir die mense wat dalk nog nie van die nuwe lof gehoor het nie, asseblief, in kort, vertel vir ons. Ja, Nuwe Lof is 'n beweging wat so amper 3 jaar terug begin is, uit dink maar die hart van myself en Louis Brits en Stella, Kirstel Kombrink. En ons het 'n passie gehad om seker te maak dat nuwe Afrikaanse lof en aanbiddingsmusiek geskryf word vir die kerk. Ja. Met hulpmiddele, 'n webtuiste waarop alles beskikbaar is en om nuwe aanbiddingsleiers en liedjieskrywers, Reinhard een van hulle, in te trek en te sê, hoorie, maar ons moet aanhou Afrikaanse lof en aanbiddingsmusiek daar buite uitkry. En dis waar dit begin het en amper 3 jaar later. Reinhard, dit is seker besonder aangenaam om ook deel te kan wees van hierdie hele beweging as het ware. Dit is 'n voorreg wat 'n mens nie heeltemal so lekker kan beskryf nie. Ek dink die beweging is soveel groter as net die musiek wat daar uitgaan. Ek dink daar's verhoudings. Ek dink die eenheid tussen kerke. Jy moet verstaan, hierdie is aanbiddingsleiers en skrywers van verskillende kerke reg oor die land. Sure. En hier kom dit op een platform bymekaar en almal stap met 'n nederige hart in en sê ek kom gee wat in my hand is en wat in my hart is. So ja, ek dink meer as die liedjies ook, nee, ek dink net hoe dit kerke en spanne, musiekspanne bemagtig. Ja. Ek dink dit doen iets wat ons nie heeltemal lekker hier op aarde sal besef wat dit is nie. Ons sal eendag verseker die vrug ten volle besef. 'n Nuwe generasie, sou jy sê, het 'n nuwe lied wat hulle as ware vir God wil Ek sing. dink is baie goed wat jy daar sê, ja, want die Here sê ook, sing vir my 'n nuwe lied. En Ja. daar's die hele tyd 'n nuwe lied en ons sê altyd 'n herlewing het 'n klankbaan nodig. En hierdie is 'n klankbaan vir die volgende generasie en iemand soos ek en Louis wat nou al so 'n bietjie ouer is en ons begin nou van die treadmill af te val. Wat jy waar? Ons moet seker maak dat die volgende generasie opgerig word. En ja, ons het al naby 40 liedjies in die afgelope 3 jaar geskryf, opgeneem en al die hulpbronne op ons webtuiste gaan sit waar kerke, soos hy sê, dit kan gebruik, ekskuus nou vir die Engels, maar multitracks en backtracks kan gebruik waar kerke oor die hele land, maar ook oor die hele wêreld wat in Afrikaans bedien en sing, al die hulpbronne het wat hulle kan help in hulle eie gemeentes. Dit maak hierdie geleentheid net soveel meer spesiaal, nê? As 'n gewone normale kerkgang Sondag of diens. Ja. Ja, so ons het besluit, kom ons kry 'n klomp van die aanbiddingsleiers bymekaar wat nou geskryf het die afgelope 3 jaar. Ek dink ons is naby 10 en ons gaan net 'n aand van lof en aanbidding lei, maar ook 7 liedjies opneem lewendig met video en alles wat ons in Februarie by 'n skryfgeleentheid geskryf het. En is lekker om daai goedes nou aan mekaar te gesit het en te sien hoe die mense dit vinnig gaan sing en vinnig gaan gryp. Ek sit hier so maar ek kry half hoendervleis net as ek dink waarna kan mense uitsien nou Sondag aand hier, nê? Ek meen dis die lof vir aanbidding, die lofprysing, die video's wat gemaak word, dit kan jy jouself net indink hoe spesiale aand dit gaan wees. Ja, ek dink weer eens, nee, dis is mense gaan deel wees van iets wat baie groter is as enige persoon. En ek dink dis wat so mooi. Niemand kan sê, hoorie, ons gaan Sondag aand na Retief gaan kyk nie of na Louis gaan kyk nie. Dit is nêrens om, daar's een persoon en dit is natuurlik Jesus Christus. En jy gaan deel wees van iets wat nog vir jare gaan jy weet op kanale of waar ook al gaan jy die goeie sien en jy gaan besef maar ek was daai aan daar gewees. So ons is ook nie heeltemal seker wat om te verwag nie. As jy sê hoorie sal, waarna kan mense uitsien? Ek kan vir jou sê hier kom 'n ding. Ja. Maar dit is moeilik om te sê hierdie is presies hoe dit gaan wees en wat die ervaring gaan wees want ek dink almal betrokke is net gehoorsaam. Ja. En ons is in afwagting en ons het 'n verwagting en ek kan jou beloof as jy hier gaan wees, gaan jy nie spyt wees nie. Retief met iemand soos jy ook wat al soveel soortgelyke aande gehad het, daar's altyd daar ietsie special wat 'n ou met elke geleentheid soos die sal onthou. Nee, verseker en ek dink soos Reinhard, ons is nie heeltemal seker wat dit gaan wees nie, maar onthou die lirieke, ons sê 3 goedes by Nuwe Lof, dit moet skrifgetrou wees, dit moet singbaar wees en dit moet gees geïnspireerd wees. So die lirieke is skrif, ons probeer regtig die woord van die Here in die harte van ons volgende generasie ook te plaas en dit in te prent.
En dan weet ons hoe die Here mos nou werk, jy weet, hy praat met almal op verskillende maniere, verskillende liedjies, en dat dit met hulle gaan resoneer en vir hulle woorde gaan gee om hom mee te aanbid. En dis tog wat ons ook doen wanneer ons skryf. Jy wil dit makliker maak vir iemand om met die Here 'n koneksie te hê, verhouding met hom te hê en dat die waarheid in hulle harte kom lê. Ja, so nee, ons sien baie uit. Hoorie, ek weet vir my wat nou bietjie meer uit die jy weet die kommersiële mark van dinge uitkom en ons wil mense altyd laat goed voel en goeders. Dis ook 'n ander verantwoordelikheid en 'n lekkerte wat jy het as liedjieskrywers vir juis nuwe lofprysingsliedjies en dinge. Ja, ek dink jy wil alles doen wat Retief nou gesê het, net daai 3 goeters is nie onderhandelbaar nie. Maar dan wil 'n mens ook 'n goeie liedjie wat lekker sing en wat iemand net weet hy moet ry en dit moet 'n oorwurm in sy kop wees. Nee, ek dink ons as liedjieskrywers wat vir kerk skryf, ons wil ook dit doen want as daai ou in die kar nog kan ry, so ons het 'n paar van die liedjies wat ons opneem Sondag aand was so absoluut met die denkwyse dat tieners moet hierdie sing. Ja. En van die liedjies dan dink ek, dan moet 'n move saam met hierdie liedjie later gebeur, nee, alles wat ons so aan dink, dink ek wil ons doen vir dit ook en ek dink ons is besig. Ek dink ons is op pad na dit. Veral as jy oor die moves praat, begin Retief se oë glinster. Nee, bakkie. Dis nie bang nie. Ek het 3 klein kinders by die huis, Ja. so ek moet vir hulle die moves aanleer. Daar sê, nee, verseker moet 'n ou dit doen. Okay, so daar gaan opnames gemaak word. Dit is op sigself ook nogal 'n groot lekker geleentheid. Nie net video-opnames nie, doen julle heeltemal opnames ook, jy weet? Ja, natuurlik. So al die audio word ook opgeneem. Dis nie al die liedjies is opname liedjies nie. Daar's ook bekende liedjies, ou bekende liedjies. Jy weet, Louis is mos al so lank in die land en van sy ou liedjies word ook opgeneem. Nie opgeneem nie, maar word ook gesing van my liedjies. En van dit wat nou al oor die jare geskryf is. So dit is nie 'n aand van vermaak nie, dis nie 'n show nie, dis nie ons sit terug en ons kyk vir julle nie. Dis 'n aanbiddingsgeleentheid waar almal gaan deel wees daarvan en die wonderlike ding is dis heeltemal gratis. Enigiemand kan kom van 4:00 die middag af. Is daar stalletjies hier by Moreletta Kerk. Mense kan kom kuier, vriende saambring en dan 6:00 skop ons af met hierdie nuwe loffees. Het gaan wonderlik wees. Net so in kort wie almal min of meer gaan hier so wees ook, wat die mense na kan luister. So is Retief, Louis, Guillaume en Renay van die ou Oase gemeente, hulle was wel nie ou Oase nie, hulle was op 'n stadium daar, maar party mense ken hulle van daai af. Stas van Onbeskaamd, nice. Stella, Zareta van Wyk en dan natuurlik Reinhard Smit en so ons is 'n hele lekker spannetjie en ons ken mekaar, ons maak grappies agter die skerms, so ons is goeie vriende en daarom kom ons net saam om een ding te kom doen en dis om Jesus se naam op te lig. Prys die Here daarvoor en baie dankie dat julle dit kom doen het en ons weet dit gaan goed gaan en ons sien julle almal dan eerskomende Sondag net hier by die Moreletta Kerk vir hierdie grootse geleentheid. Nou ja, toe, dis enetjie wat jy nie gaan wil mis nie, maak dis seker jy is ook hier by die Moreletta Kerk eerskomende Sondag in Pretoria. Om 6:00 gaan hulle afskop en baie dankie ook vir julle kuiertjie. Ongelukkig is dit dan ook nou alwaarvoor ons tyd het wat vanoggend aanbetref, maar dankie dat julle saam met ons gekuier het en saam met ons die nuwe dag ingesing het as het ware. Onthou van ons in diepte gesprekke en ons is môreoggend weer klokslag terug om 6:00 vir goeiemôre, good morning. Vir my en die res van die span, mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie.